Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag die maandag die 10de November 2025 en ons is so in die aanloop na ons Kerssangdiens wat eerskomende Sondag is. En soos wat ons mag gebruiklik is in ons gemeente, is dit 'n besonderse geleentheid. Ons dink aan baie dinge, ons gesels saam en in hierdie week, wanneer ons trouwens voorberei vir Sondag, is dit nogal belangrik om net so 'n bietjie te fokus op wat Sondag gaan gebeur, want ons Kerssangdiens in die gemeente is baie meer as maar net 'n Kerssangdiens. Dit het eintlik 'n baie diep betekenis, omdat ons mooi gaan kyk en saam gaan dink oor die wonder wat gebeur het met die geboorte van Jesus Christus. In die kerk fokus ons baie keer op die wonderlike van die bevryding wat Jesus gebring het met sy lyding en sy dood en sy opstanding. Maar as hy in eerste plek nie gebore was soos 'n gewone mens, soos ek en jy nie, dan sou niks hiervan enigstens gebeur het nie. En dit maak die Kerstydperk ook eintlik iets besonders en gee dit so 'n bietjie van 'n ander kleur. Ons is gewoond om hiervan, deesdae amper einde Oktober af, oral Kersversierings in die winkels te sien en al die dinge wat gebeur en opgewonde te raak en die kinders dink aan die geskenke wat met Kersfees kom. Maar eintlik lê die betekenis daarvan baie dieper. En as ons vanmôre net so 'n klein stukkie lees uit 'n Ou Testamentiese gedeelte, dan wil dit vir ons net iets reflekteer van God se goedheid. Psalm 107. Daar staan: Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. So moet die mense sê wat deur die Here bevry is, die wat hy uit hulle nood bevry het en uit baie lande versamel het, uit die ooste en die weste, die noorde en die suide. Party was verdwaal in die woestyn in 'n barre wêreld en kon die pad na 'n bewoonde stad nie kry nie. Hulle was honger en dors, hulle was uitgeput, maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle gered uit hulle ellende. Hy het hulle op die regte pad gebring en by 'n bewoonde stad laat uitkom. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Besonderse Psalm. Maar dit wil ook iets sê van wat ons vandag moet kan beleef. Vers 1 sê: So moet die mense sê wat deur die Here bevry is. Loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. En al hoe ons bevry kon word van die ewige dood en vandag vry kan leef, is die feit dat God die Vader sy seun gestuur het, gebore deur Maria as 'n gewone mens, sodat hy hier kon kom leef en ons kon kom leer van wat dit beteken of hoe om die pad te loop wat die Here vir ons voorberei het, en natuurlik om as 'n voorbeeld te gebruik, en dan die bevryding uiteraard deur sy lyding en sy dood en sy opstanding. Wanneer ons dan by mekaar kom soos by Sondag en ons aan hierdie goedheid van God dink, dan vergeet ons 'n bietjie van die blink en al die ander dinge van Kersfees, maar fokus op God se guns, God se liefde, sy goedheid wat geen perke ken nie en wat op 'n besonderse manier mens geword het in Jesus. En daarom mag Kersfees dan hierdie jaar 2025 vir julle so 'n bietjie anders wees. Die fokus meer gerig op Jesus as op al die menslike dinge wat natuurlik saamgaan met die vreugde van Kersfees. Maar die bron daarvan bly die feit dat Jesus gebore is. Amen. Here Jesus, dankie dat U bereid was om mens te geword het. Mag ons in hierdie week en veral dan in Sondag op 'n besonderse manier daaraan dink en aan U die eer gee, die lof en die aanbidding, want U, Here, het mens geword. Amen.